Ek moet vir u sê, toe ek donderdagoggend daar by die kantoor instap, toe sê ek vir Marlene, daar's nog niks. Nou ken jy daai gevoel van dat jy iets moet gaan doen en dan is jy nog nie voorbereid nie. Maar dit is vir my so wonderlik hoe die Here op 'n goddelike manier sy woord baie keer op 'n baie, kan ek sê, op die nippertjie manier gee. Want ek het al agtergekom as hy dit doen, dan wil hy met my ook praat. En ek gaan vanoggend met elkeen van ons praat, na aanleiding van ons ouerskap en ons kinders en alles wat daarmee saamgaan. En dis of jy is 'n kind, of jy het kinders. Een van die twee, En party van ons kinders is al baie oud, maar hulle is nog steeds ons kinders. En ek dink al word hulle 60 of 70 jaar, ek sal wat wil gee, laat my pa my vandag weer so kyk gee en vir my sê, pas op vir jou. Weet, want ek dink dit kan my net beter maak. Ek dink hy kan maar net iets beter in gedagte hê. So kan ons Bybelverklaring doen, is jy gereed daarvoor? Dan doen ons dit saam met mekaar en ons sê, hier is my Bybel, dit leer my van God. God is gees en ek kan bid in gees en waarheid. Ek kies vandag om met my gees te luister, elke belofte aan te neem. Die woord is die waarheid en die waarheid sal my vrymaak. Toe koning Josia 8 jaar oud is, wonder ek of hy drome gehad het van om 'n koning te word. Ja, hy was in 'n koninklike omgewing, in 'n koninklike huis. Daar was heel moontlik al vir hom gesê, jy moet jou gedra, want eendag moet jy koning word. Maar ek wonder of dit hom onkant gevang het. En wat het regtig gebeur? So ek gaan met die Here se hulp en genade, gaan ek vanoggend rondom ons jaartema jou weer so bewus maak van ouderdom. En nie dat jy moet al hoe slegter en al hoe ouer voel nie. Inteendeel, dat jy sal verstaan, as ek die stelling gaan maak, dat jong kom na oud. Dat jy dit reg sal verstaan. En ek hoop, ek gaan dit reg kan oordra. So, wanneer ons praat oor oud en jong, dan wil ek 'n tweede stelling maak reg aan die begin en sê dat ons kinders het nie 'n toekoms sonder ons volwassenes nie. Ons kan nie afwesig wees nie, ons moet teenwoordig wees. As jy ouerskap wegneem, dan is 'n kind teruggesit. Dan moet daai kind 'n groot klomp goed nog op 'n manier leer. En kom ons gaan lees saam uit die Bybel uit 2 Kronieke, die 34ste hoofstuk, vers 1 tot 3 gaan ons lees. Hy sê, Josia was 8 jaar oud toe hy koning geword het, en 31 jaar het hy in Jerusalem geregeer. So dit beteken, hierdie storie wat ons hoor, wil vir ons vertel van so 39 jaar van Josia se lewe. Hy sê, en hy het gedoen wat reg was in die oë van die Here, en gewandel in die weë van sy vader Dawid, en nie regs of links afgewyk nie. En in die 8ste jaar van sy regering, terwyl hy nog jonk was, het hy begin om die God van sy vader Dawid te soek, en in die 12de jaar het hy begin om Juda en Jerusalem te reinig van die hoogtes en die heilige boomstamme en die gesneede beelde en die gegote beelde. Goed, Dawid was nie Josia se biologiese pa nie. Ek hoop ek is reg as ek dit sê. Hy het 'n ander pa gehad, nê. Maar sy pa en sy pa se pa het tot en met by Dawid 'n sekere manier pa gewees. Dat as ek kon gesê het, dis my pa, dan kon ek ook net sowel gesê het, maar is my oupa se pa gewees, want hulle is regtig pa. Nou Dawid het 'n besonderse rol gespeel. So besonderse rol gespeel as koning, dat hy hierdie vaderskaptitel kry.
En dan die tweede ding wat ek wil opmerk is, kan jy jou indink in watse ongunstige omstandighede word Josia gebore? Het jy dit gelees hier aan die einde? Jy weet, hy sê, daar was hoogtes, daar was heilige boomstamme, daar was gesnede beelde en gegote beelde. Alles waarteen God gewaarsku het die oorhand gekry. En hier kom hierdie seentjie, en hy word gebore, en hy begin om groot te word. Sal jy met my saamstem, dat, wat is hierdie Superman, en daai karakters wat ons nou deesdae het, ek moet vir u sê, ek distansieer my so van al hierdie beelder goeters, partykeer dat ek nie eers op hoogte is van wat ook al nie, maar jy weet, dit is die een na die ander kragheld en groot, en ons kinders ken daai storieetjies uit hulle kop uit. Hulle kan vir jou dadelik vertel, en as jy vir hulle vra, en wie is Jesus? Jy weet, dan staan hulle met 'n mond vol tande. Dan weet hulle nie om te antwoord nie. En dan wil ek hê moet weet, in watter omstandighede, in watter seisoen word ons kinders groot? En gaan ons dit so los? Of gaan ons God vertrou vir 'n bonatuurlike ingrype, vir 'n goddelike aksie, laat 'n 8-jarige pastoor word van die gemeente? En ek dink dit sê mens tot jou beskaming. Kan jy hoor wat ek vir jou wil sê? Is dat uit die mond van die suigling, ek sukkel om dit klaar te sê, maar jy weet, uit die mond van die suigling kom dikwels die rou waarheid. Sommige net die eerlike opregte. As ouer wil jy daai kind se nekkie omdraai, voordat hy nou daaroor praat. Hoekom sê hy nou dit? Maar ek dink God is op pad om iets van dit te laat gebeur. Dat ons weer sal verstaan, dat God sal sy doel bereik. En as ek sê, jonk kom na oud, dan gaan u vir my sê, maar ek het nou klaar oud geword, hoe moet ek nou jonk word? Nee, nou kom ek probeer jou help. Nee, hoe kan ek weer oplewe? Hoe kan ek weer jonk wees? Nee? Ek wil hê jy moet weet dat ouers en jong mense volg mekaar geneties of biologies op, en daarom word ons ouer, en ons sal sê ek is ouer as jy en alles. Maar daar's 2 wonderlike Afrikaanse ou spreekwoorde wat ek baie van hou, nee. Jy kan te oud wees vir jou tyd of voor jou tyd oud wees. En ek hoop jy is nie. Ek hoop jy besluit jy is nie voor jou tyd oud nie. En die ander kant is weer, dat baie keer kan jy oud raak, maar dan raak jy ook te groot vir jou skoene. Dankie tog vir Afrikaans. Dankie vir gedagtes of spreuke of goed wat ons kan begelei. En dan wil ek hê jy moet weet dat ons het 'n unieke voorbeeld in Jesus se lewe. En as jy die Bybel gaan lees en jy Lukas lees, hy sê die kindjie het gegroei en sterk geword in die gees en vol van wysheid, en die genade van God was op hom. Ek wil hê jy moet sien, hier is woorde wat jy in jou eie kind se lewe moet gaan soek, wat jy eintlik in jou eie lewe as 'n kind moet gaan soek. En vir jouself vra, het ek opgegroei en het ek sterk geword in die gees? Is ek vol van wysheid? Is die genade van God op my? Is dit so sigbaar dat dit gesien kan word? En dan dink ek, Jesus is en bly voorwaar ons ware voorbeeld van kind en ook volwassene. Hy is die een wat my en jou wil help om te verstaan dat God het 'n groot word plan. Het jy gedink is net die sielkundiges en die geleerdes en onderwysers of ouers, jy weet, wat dink hulle is die enigste mense wat 'n kind kan grootmaak? God het 'n groot word plan.
En as ons daardie grootwordplan kan verstaan, dan sal ons verstaan dat Adam en Eva, dit het ek in die vorige boodskap vir jou gesê, het net goed geken. Hulle het net mooi goed geken. En toe die sondeval kom, toe weet hulle glad nie hoe om kwaad te hanteer nie. En ek dink baie van ons wil so vredemakers wees, dat ons nie kan die onvrede hanteer nie. Ons wil so, maar net, ag weet jy, ek het nou al 20 keer met my kind daaroor gepraat, en elke keer as ek dit sê, dan gooi die kind 'n tantrum, en dan is dit 'n ewige gestryery, en ek weet nie meer hoe om dit te hanteer nie, so ek sal my eerder stil bly. Gaan jy my toegee? Ons sukkel om kwaad te hanteer. Is net asof ons nie die antwoorde het nie. Nou vra vir my, ek is nou 'n oupa en ek het nou kleinkind. Gelukkig is die kleinkind nie vanoggend in die kerk nie, so ek kan nou enigiets oor die kleinkind sê, is by 'n voortrekker kamp, jy weet, maar ek wil vir jou sê, as daai klein willetjie, hierdie gevestigde, geoefende, slim wil van my uitdaag, dan kom ek tweede. Sy vat net nie nee vir 'n antwoord nie. En ek wonder oor hierdie goed, en ek vra die Here vir koers en vir rigting, en daarom wil ek hê jy moet iets verstaan, dat goed doen is 'n keuse. Ons kinders moet dit van die eerste dag af verstaan, dat Kain het 'n keuse gehad. Gaan hy goed doen, of gaan hy kwaad doen? Gaan hy reageer, of gaan hy nie reageer nie? Ouers moet hulle kinders die geheim van goed doen leer. Ek wil hê jy moet vanoggend weer 'n besluit maak, dat as daar een ding is wat jy nou gaan beywer en jou nou gaan strewe, is ongeag hoe oud jou kind is, jy gaan vir jou kind wil wys wat's goed. Jy gaan vir jou kind wil leer wat is goed. Want kan ek vir jou sê, net soos Adam en Eva na die tuin van Ede, kan ons nie beroep dat ons 'n bloudruk het van wat goed doen is nie. Ons het geen idee van wat was dit regtig om in hierdie harmonie met God in die tuin van Eden te wees nie. En ons worstel met hierdie dinge en ons wonder waarheen dit gaan. Maar kan ek vir jou sê, as jy nommer 1 begin snap, dat goed doen is 'n werking van die Heilige Gees, dan begin jy bid dat jou kind vervul word met die Heilige Gees. Dan is jy nie terughoudend op die werking van die Heilige Gees in jou kind se lewe nie. Jy weet, ons het so groot mens geword, dat as kinders hulle wil laat doop, of as kinders vervul word met die Heilige Gees, dan sê ons, hulle is nog te jonk om te verstaan. Miskien verstaan hulle nie in hulle gedagtes nie, maar kan ek vir jou sê, as 'n geesmens verstaan hulle so goed. En weet hulle, en daarom as ek jou aan die hand kan vat, wil ek hê jy moet 'n tweede erkenning saam met my maak, en dit is dat dit wat uitspreek is dieselfde. Dink gou aan ons jaartema, dink aan hierdie groot stomp, en dan sprei daai lood uit. Gaan jy nou appels of pere van 'n kojawelboom afkry? Nee. As dit 'n kojawelboom is, gaan daar kojawels kom. Die uitspruit gaan dieselfde wees as wat jy is. Die uitspruit gaan jou op daardie plek vat, dat as jou kind goed of kwaad doen, is dit 'n uitvloeisel van jou eie menswees, en jou kind, en dit wat jy gedoen het, maar kan ek jou so bietjie help om nie te sleg oor jouself voel nie, weet jy wat se impak het ander volwassenes op jou kind? Het jy al mooi gedink, of jy jou kind regtig, en ek soek nou moeilikheid, kyk nou al die juffrouens mis, jy weet, laat daai juffrou vir my kind gaan kom leer, dit sal die dag wees. Maar jy sien, jou kind word blootgestel aan volwassenheid. Jou kind word eenvoudig gegee en gesê, doen soos wat hulle dit doen.
En ek wil vir u sê, kerkbywoning wat afneem, is nie 'n kinderprobleem nie, dis 'n volwasse probleem. Tekorte wat ons belewe in ons lewe, ja, ons kinders se aggressie en opstandigheid is eintlik 'n lood wat uitsprei in dieselfde is. Want hoe vererg en vervies ek my? Hoe begin ek krisis en kwaad hanteer? So ek wil jou waarsku dat jy jouself en ander en jou kind sal beskerm teen invloede wat jou kind uiteindelik gaan kies. Want dit bly 'n oop vraag vir my. Hoekom het Kain vir Abel doodgeslaan? Hoekom kon hierdie twee boeties nie in vrede saamleef nie? En ek wil vir jou sê, hoe meer ek daardie vraag antwoord, hoe meer staan ek voor die Here en ek sê, Here, ek het nie altyd geslaag nie. Ek het dit nie altyd reg gekry nie. Ek wil hê Kobus en Hugo moet baie meer wees as wat hulle is. Ek het te dikwels gedink, hulle is net 'n kind. En ek het vergeet, hulle is koninkryksmense. Ek het vergeet dat hulle is God se geskenk. Hulle is God se waarde wat God aan my toegevoeg het, laat ek nie minder nie, maar meer kan wees. En daarom wil ek vir jou sê, as ons dink daarin, is jou kind te jonk, en Josia word op 8-jarige ouderdom koning, en hy begin om op 16-jarige ouderdom keuses te maak. Dan sien ek hierdie mooi belewenis, en as jy by mekaar tel, dan word hy so 20 jaar oud, as hy begin om met sy hervormings te begin, en hy begin sê, maar hierdie gesneede beelde, gegote goeders, waar kom dit vandaan? Maar hoor wat sê die Bybel so mooi, daar verdwyn gelukkig alles. Hy sê so mooi, okay, daar is hy weer terug, hy sê dit so mooi, hy sê, hy die God van sy vader Dawid gesoek, nê? Nou, hoekom sal jou kind dit doen? Hoekom het Josia dit gedoen? Hy word op 8-jarige ouderdom koning. Iets gebeur in daai 8 jaar en in die 16 jaar en dan skielik hier in sy 16, 18, 20-jarige ouderdom gebeur daar iets met hom. Hoe het Jesus se saak gewerk? Hy het groot geword in die gees. Hy het groot geword in genade. Hy het volgens God se plan groot geword. En ek wil hê jy moet weet, as daar iets is wat 'n ouer moet soek sonder ophou, is dit om aan te hou soek en te sê, Here, ek mis iets, my kind kan nie so wees nie, want dit is nie u plan vir my kind nie. My kind gaan nie daarop eindig nie, ek gaan soek wat wil God wil hê. So leer saam met jou kind, en nou gaan ek vir jou 'n verrassende gedagte gee. Ek glo dis verrassend, verligtend, dit gaan jou opwek in 'n nuwe rigting om te dink oor jou kinders. Leer saam met jou kind om te wag, om God eerste te stel. Nou, as jou kind nou 'n sekere iets wil hê, en jy sê, ja, maandeinde, as pa weer geld gekry het, dan gaan ons gou-gou vir jou ene koop, want ek sien al jou maats het al ene. Né? Goed. Die ander ding wat ons mos doen is, die kind wil nou so, en ken julle kinders, jy weet daai voetjie wat so neersit en sê, nou, ek wil dit nou hê. Ek wil dit nie oor 'n maand hê nie. Ek wil dit nou hê. Nou hier staan ek groot voor u en ek is nog presies so. Alles wat ek soek wil ek nou hê. Moenie vir my sê jy's veel anderster nie, né? En onthou nou die nou wat ek nou wakker maak in jou hart, want dit gaan jou later help om iets belangrik te verstaan. Dis nodig dat ons nou mense moet wees. Want as jy nou koud kry, moet jy nou warm gemaak word. As jy nou honger is, gaan jy nie meer later honger wees nie.
herroep 'n mooi storie wat ek gister hoor van my eie skoondogter af, en ek dink sy gaan nou nie kwaad wees as ek vertel nie. Sy sê sy het net een of so kere uitgeslaap, en sy was gewoond in hulle huis, kan sy enige tyd iets uit die yskas gaan haal as sy honger is, ensovoorts, jy weet. En sy sê, en toe gaan slaap sy uit. En toe leer sy nommer 1, in hierdie huis moet jy vir alles vra. As jy water wil hê, dan vra jy, Tannie, kan ek water kry asseblief? Dan kyk die tannie op die horlosie en dan besluit sy of jy water kry. Tannie, ek is bietjie honger. Dan sê die tannie, nee, ons eet eers 7 uur. Jy weet. Kan julle iets hoor? 'n nou mens? Ek dink God wil 'n nou mens wees. Want hoekom? Die Bybel sê dit so mooi. Hy sê, vandag as jy sy stem hoor, verhard nie jou hart nie. Ons wil hê, ons kinders moet nou tot bekering kom. Maar hulle mag nie omdraai en sê, pa, ek wil dit nou hê. En wat gebeur met ons oor nou? Wat gebeur met hierdie tydding waarmee ons wortel? Is my kind, jy verstaan nie, ons pa se salaris was net groot genoeg gewees om tot hier te kom, tot by die 18de van die maand. Toe pa se geld alles opgebruik. So jy moet nou maar net wag. Of jy nou wil of nie wil nie, moet jy maar net doeteenvoudig wag vir maandeinde, dan sal ons kyk of ons dit kan regkry. Maar ek wil hê jy moet hoor, dat ons kinders moet geleer word om op God se beloftes te wag. Nie op my beloftes nie, nie my beperkings van wat ek kan regkry nie, maar eerder wat God kan regkry. In ons 21 dae het dit juis my so aangegryp, dat hoe meer ek na die Here geroep het, hoe meer ek met God gewandel het, hoe meer ek sy aangesig gesoek het, het ek agtergekom, hy's 'n God van nou. Hy's 'n God wat my onmiddellik wil optel. As ek val, wil hy nie eers uitstel en sê, ja wel, laat ons net dink, moet ons die ambulans bel en watter dokter sal ons kry en waarheen sal ons gaan. En hoe erg is dit? Ag, is nie te erg, jy kom maar as dit net bietjie spoegies op jou, alles weer reg, jy weet. Hoor hoe maak ons wêreld God se wêreld. Ons grootmaakplan is nie altyd by God se grootwordplan nie. Want Jesus het opgegroei in die Gees. En ons kinders moet opgroei in die Gees van die Here. Ons kinders moet die salwing en die inspirasie van die Here hê. Ek roep my oudste seun Kobus, toe ons hier wil kom vakansie hou in Namibië, toe wil hy vreeslik graag 'n fiets hê, en ek gaan toe na hom toe in die kamer, ek sê vir hom, Kobus, ons gaan nou Walvisbaai kuier by hom in 'n skakele, en dis een van 2 goed. Ek sê, of ons koop vir jou fiets, of ons gaan vakansie hou. Weet julle wat sê daai kind so groot vir my? Hy sê, dan bid ek vir al 2. Halleluja. Ek sê, Kobus, ja, dis reg, ons bid nog steeds vir al 2. Maar dit lyk vir my die vakansie gaan wen, en dan gaan jy. Wat gebeur met my toe ons by Swakopmund instap, daar by Woerman en Brok? En ek het hom beloof, as ons eendag by 'n winkel instap, en daai spesifieke fiets staan daar, dan sal ek dit vir hom koop. Wat staan daar? Daai spesifieke fiets. Ek sê vir hom, Kobus, daar's nie plek in die kar om die fiets terug te vat nie. Hy sê, pa, jy kan my aan 'n toutjie vasmaak, né? Hy sê, en dan kan jy my nou agter die kar aansleep. Ek sê vir hom, jy gaan dors word. Hy sê, nee, wat dis ook alright, jy weet. Ek wil hê jy moet weet, daar's iets aan kinderlike geloof wat ons lankal verloor het. Ek sal nooit vergeet, ons moet nog iemand oplaai. Die arme Mazda karretjie is oorvol, maar ek wil vir jou sê, hoe ek daar die fiets bo, alles tussen alles, ek het hom uit mekaar uitgehaal, in parte in die kar ingepak, en hy saam huis toe, hy's oor die grens, daai tyd was dit maklik om iets oor die grens te kry, en Kobus het sy fiets gekry. Want hoekom? 'n gees, 'n hart, 'n kind, wat sê, dan bid ek vir al 2. Dan bid ek vir al 2, en ek glo God kan dit doen. So kan ek jou help om te verstaan, dat Josia het iets verstaan, van daar's 'n rein godsdiens.
As jy na God toe wil gaan, kan jy nie met 'n halwe hart gaan nie. As jy die Here soek in jou lewe, gaan jy hom met 'n onverdeelde hart moet soek. Ek hou van die Engelse woord wat sê, a double-minded man moenie dink, 'n dubbelhartige mens moenie dink dat hy iets van God sal ontvang nie. Jy kry jou koers reg. Jy kry jou oortuiging reg van wie jou God is en wat jou God kan doen. So ek wil hê jy moet weet dat ons met ons kinders weer ietsie meer leer as net hande was en skoon wees en badkamer stories en alles nie. Hulle moet weer 'n slag verstaan as Psalm 119 sê dat die jongling sal sy pad suiwer hou deur dit te hou na u woord. Weet, wat gaan jy doen as jou kind met woord na jou toe kom? En sê, pa, dit staan geskrywe, dat alles wat ons in sy naam vra, dit sal ons ontvang. En ek sien hierdie ontmoeting wat God vir ons gemeente beplan. Want kan ek vir jou sê, om te dink dat 'n nageslag sal die Here dien, is 'n uitdaging. Dis 'n groot, kan dit, sal dit wees. Gaan ons sien hoe God kinders kan gebruik. En dan wil ek hê jy moet weet dat daar 'n intensiteit aan hierdie woordjie Sagga wat wil sê rein of suiwer. Hy wil sê jy's onskuldig. Hy sê niemand kan 'n vinger op jou lê nie. En ek dink ons kinders moet weer leer dat goed doen is hulle eerste en dikwels hulle laaste kans. Elke keer wat jy nie goed doen nie, is jy besig om 'n worstelstryd van skoonheid, reinheid, suiwerheid, en jy moet teruggaan na God toe en sê, Here, jammer, ek is jammer ek het dit gedoen. Here, ek is jammer ek het so opgetree. En ons beland in hierdie kringloop van sonde en ongeregtigheid. Inteendeel, laat ons begin fokus daarop dat ek sal reg lewe. My ja is my ja en my nee is my nee. En as ek opstaan en as ek gaan slaap, doen ek wat God wil hê. Want hoekom? Hy is my God. Hy is die ewige Vader, die vredevors, die redder, die saligmaker. En nou wil ek hê jy moet weet, dat as ek sê, dit wat uitspruit, kom uit oud uit. Dit wat uit my uitspruit, het gekom as gevolg van ek geword het. En dan as Paulus skrywe aan Timoteus, dan sê hy, ek dank my God wat ek van my voorouers af in 'n rein gewete dien. Hoor wat Paulus se rein gewete begin. By sy voorouers. Ek ken te veel mense wat sê, maar ek kan nie soos oupa wees nie. Ek kan nie soos ouma wees nie. Want hulle gees rebelleer teen jou verkeerd. Kan jy weer as 'n volwassene vanoggend saam met my opstaan en sê, Here, was my rein in die kosbare bloed van die lam. Here, werk al my sonde en my foute, my verkeerd, en my ongeloof en my alles wat ek nie kon regkry nie. Asseblief, Here, was my in die kosbare bloed, asseblief. Ek dink ons moet dit weer meer kere sing en ons moet dit meer kere vir onsself sê, dat ons moet op 'n plek kom waar ons so skoon en onskuldig en rein voor God staan, dat ons vir ons kind kan sê, wat sien jy? En hy sê, ek sien Dawid. Ek sien God. Ek sien God se heerlikheid. En is in daardie smag wat die ou moet vra, wat die oud moet vra, en sê, as jy verder gaan lees, in vers 5 sê hy, dat daar was 'n ongeveinsde geloof in Timoteus se ouma en ma gewees. Wow, wat 'n voorreg vir 'n kind om met so gelowige ouma en ma te maak hê. En ek is nogal bietjie teleurgestel dat daar nie staan pa nie. Maar ek dank God dat ek 'n pa gehad het wat vir my geleer het om te glo, om te volhard tot die einde toe. Ek dank die Here dat ek 'n ma gehad het wat my geleer het om te volhard tot die einde toe. Ek dank God dat terwyl ons hier in die week, broer Andrew,
Green se begrafnisdiens hier, dat tot my skoonma het die begrafnis gemaak. Nee, julle verstaan nou glad nie. Jy sien, skoonma is lankal oorlede. Maar terwyl hulle die foto's wys van broer Andrew Green se mense met wie hy te maak het, kan jy glo daar skoonma op die foto. En ek was so vir 'n oomblik, dankie Here vir skoonpa en vir skoonma. Dankie vir 'n skoonpa en 'n skoonma wat met geloof begin lewe het en gesê het, God is met ons. Die Here sal ons help. Ek wil as 'n volwassene, wil ek vir 'n ander volwassene vandag vir jou sê, kom ons kom weer op daardie plek, waar ons eie kinders, waar ons Pleroma kinders, die voorreg gee van volwassenes, wat glo dat God is in staat, wat weet dat God antwoord gebed, wat nie in twyfel vasgevang is nie, maar dat ons kan sê as een gehoor, dat ons een volwasse stem kan laat verhef, en dat ons kinders dit kan hoor, ons dien die God van wonders. Ons dien die God van kragtige dade. Ons dien 'n God van heerlikheid. Ek wil niks anders hê nie. Ek wil nêrens anders wees as by Jesus nie. Ek wil in die salwing en die inspirasie van God vertoef, sodat my kinders kan verstaan wie my God is. En nou het ek 'n mooi teksversie wat ek aanvanklik altyd gelees het, want ek gedink is 'n verwyd, maar ek dink dit kan ook 'n stelling word. En as ek die konteks daarvan lees, glo ek kan so tree gee. As Jesus kom en hy sê, julle sal ook nie, Jesus sê toe vir hulle, as julle nie tekens en wonders sien nie, sal julle nooit glo nie. Nou dit klink so 'n bietjie aanvanklik eerste gedagte dat dit 'n verwyd kan wees. Sê nou maar is 'n waarstelling. Sê dit nou dat my geestelike groei, my toekoms is afhanklik van wonders en tekens. Wat ek môre gaan wees is die wonders en die tekens wat ek vandag beleef. Nou ek het dit so entjie verder gevat en dit klein gemaak dat jy dit nie maklik kan lees nie. As jy die gedeelte lees, dan is dit die koninklike beampte wie se seun siek was en op sterwe gelê het. En hy gaan na Jesus toe en hy sê, my kind is op sterwe, kom asseblief. En dan sê Jesus net vir hom, gaan jou kind sal lewe. En wat doen hierdie pa? Hy glo die woord, né? Hy glo die woord en hy gaan. En as hy terugkom, sien hy hier's die kind, spring lewendig. Alles weer reg. Die krisis is afgeweer. Die verlies is voorkom. En dan doen hy 'n baie interessante sommetjie. Hy sê, wanneer het dit gebeur? Dan kom hy agter, en as jy die gedeelte gaan lees, dan kom hy dit agter, is die oomblik toe Jesus gesê het. Is die oomblik toe Jesus gesê het, ek wil so mens wees. Ek wil sulke geloof hê. Dat as hy vir my sê, jy kan maar gaan jou kind lewe. Dat daar nie 'n greintjie meer twyfel in my is nie. Want hoekom? Hy kon vir sy kind later sê, my kind, verstaan jy? Toe ek nie hier by die huis was nie, toe jy so hier lê, was ek by Jesus gewees. O, prys God, kan jy hoor van kerkbywoning? Kan jy hoor van hom in die teenwoordigheid van die Here te vertoef? Kan jy hoor om te roep na die Here? Kan jy hoor om te wandel met God? Kan jy hoor om sy aangesig oor jou te voel en hoe dat hy uitspraak lewer oor jou en hoe dat hy vir jou sê, dis moontlik. Dis in my grootword plan, dat my kind sal wonders en tekens beleef, dat my kind sal ervaar wie God waarlik is, dat my kind van die kleinste dag af sal sê, daar's 'n God in die hemel wat groot dinge kan doen. Hy's 'n almagtige God, en op 8 of 16 of 20 jarige ouderdom is jy 'n mens wat sterk staan. Hoekom? Omdat jy jou God ken. Jy kan sê, die God van my vader Dawid, is in Josia se hart gewees, en ek wil vir jou sê, as Jesus vir daardie pa sê, jou seun lewe,
dan gebruik hy 'n volledige woord. Hy gebruik 'n woord wat tot volheid gekom het. Hy sê lewe en dit in oorvloed. Hy sê niks sal ooit weer hierdie lewe bedreig nie. As ek vanoggend vir La Rochelle bid, Petrus, as ek vir haar bid, dan ervaar ek dit, hoe dat God haar toemaak, en al sou die ou vyand wat probeer, dan staan 'n mens vas, en dan sê hy, maar my God het gesê, my God het bepaal, my God het 'n plan gehad vir my en vir my kind. En daarom moet ons kinders oortuig word daarvan. En nou wil ek jou uitdaag en ek wil vir jou vanoggend aan die hand vat en vir jou sê dat as ons 'n God van wonders dien, dan moet ons weer verstaan dat wonderwerke maak kwaad weer goed. Ek wil jou iets leer, baie vinnig leer oor 'n wonderwerk. 'n Wonderwerk is nie as alles reg is en jy kry nog by nie. 'n Wonderwerk is as daar iets tekort is, as iets stukkend geraak het, as iets nie wil regwerk nie, as iets nie wil wees wat jy weet, wat God het vir jou gegee het nie. So my vraag vanoggend vir jou, is jou kind, is jou lewe 'n wonderwerk? Kan jy met groot vrymoedigheid sê, hy leef, hy leef, hy leef hier in my hart. En ek leef nie meer nie, maar Christus lewe in my. En hier is ek, kyk na my, verstaan wie my God is, dat niks, maar niks, kan my wegroof of beroof van wat God wil hê ek moet wees nie. Want ek is onder sy bloed. En as jy oor hierdie goed begin wonder, dan begin jy dit sing, en jy begin dit verklaar, en jy begin teksverse kwoteer, en jy begin om vir jouself te sê, uit ervaring weet ek, dat God kan opwek uit die dood uit. Wat hy vir Lazarus gedoen het, kan hy vir my doen. Wat hy vir die krepele gedoen het, kan hy vir my doen. Wat hy vir die honger gedoen het, kan hy vir my doen. Hy kan net sê, bring. En dan vat hy daai broodjies en daai vissies en dan verbreek hy dit en dan maak hy dit meer. Kan jy hoor hoekom moet ons kinders die Bybelse stories ken? Hoekom moet jy die Bybelse stories ken? Is want hoekom? Jy leer die waarde van om te wandel met God. Jy leer dat hy 'n God is van wonderwerke. Kan jy Jesus se wonderwerke wegneem? Sy wonderwerkinge wegneem? En dink dat dit 'n impak sal hê? So as Jesus kom en hy sê, julle sal tog in elk geval nie glo as julle nie wonders en tekens sien nie, dan beleef ek dit nie meer as 'n verwyte nie. Ek beleef dit as 'n aanbeveling. Ek sê, Here, gee my 'n wonderwerk. Maar nou, 'n wonderwerk as alles reg is? Nee. Jou wonderwerk is juis in jou krisis. Jou wonderwerk is juis in jou verlies. Jou wonderwerk is juis as jy magteloos sê, ek kan net nie meer nie, ek weet nie meer nie. Ek het net nie meer 'n antwoord nie, hierdie siek en hierdie seer en hierdie sukkel en hierdie tekortkominge. Ek Here, asseblief help my. En ek wil vir jou sê, God sal jou ontmoet met wonderwerke. Was in standaard 8 gewees in John Foster Hoërskool, toe ek 'n Engelse speech moet gee, en juffrou McNamara, nou kan ek eers al van reg gesê. Ja, sy was 'n baie statige juffrou gewees, en ek gaan die middag huis toe, en ek weet nie wat om met my Engelse oral speech te doen nie, en ek kry so 'n klein boekie van Oral Roberts, wat sê, expect a miracle every day. En ek lees die boekie en omdat ek toe reeds 'n geesvervulde, gedoopte kind van God is, besef ek, hier is 'n waarheid. En ek staan die dag voor die klas en ek sê, I want to talk on the topic that you need a miracle every day. En ek wil vir sê, ek het seker omtrent 30 spelfoute gehad.
Ek dink my tenses was onbeheerbaar geweest, want ek kon nie die Engelse taal onder die knie kry nie, jy weet. En toe sê ek so, en nou sê ek, I have read, please, nou help sy my bietjie reg, jy weet. The story of Oral Roberts, who wrote in his little book with the title Expect a Miracle Every Day. En hy gebruik hierdie teksvers in die Bybel wat sê Philippians 4 vers 19. En tot vandag toe kan ek nie Filippense 4 vers 19 in die Afrikaans lekker sê nie. Ek sê hom so lekker in die Engels. Hy sê, my God shall supply all your needs according to his riches in glory by Christ Jesus. Hallelujah. Expect a miracle every day. Dit deel van my lewe geword. Deel geword van Kobus se lewe. Deel geword van Ego se lewe. Hoopelik is hulle so sterk invloed op hulle vrouens en hulle kinders, dat die ook hulle se les leer. Maar kan ek vir jou sê, Jesus het dit gedoen, en daarmee kan ek afsluit deur vir u te sê, dat ek glo, jy kan omdraai, jy kan uitdraai. Jy kan laat uitspruit. Jy kan sê, my kind. En nou wil ek vir jou die laaste rampie gee. En is iets wat die Heilige Gees so mooi ingevoeg het, wat ek hier aan die einde, toe ek dink, nou het ek gesê wat ek kan sê, dan kom die Heilige Gees al sê vir my, sê net nog dit, wat wil ek vir jou sê? Nommer 1 wil ek vir jou sê, onthou, jong kom na oud, maar wat uitspruit is dieselfde. Laat jou kind vir jou 'n prediker word. Laat jou kind se lewe vir jou die stem van God word. As jou kind skree en ongemanierd is, as jou kind nie wil luister nie, dan draai jy weg, jy gaan soek God. En jy reinig van alles. Jy sê, was my in die kosbare bloed. Was my, dat ek daardie onskuldig kan wees. Dat niemand 'n vinger kan wys of lê nie. En Here, laat ek regtig voor U rein en eerbaar sal optree in lewe. En dit was vir my so mooi, so wat uitspruit is ek, maar hoor gou hier. En ek het nou vir jou goeie nuus. Dis nooit te laat nie. Om vir jou kind te leer van wonderwerke. Om jou kind te roep en te sê, ja my kind, kom ek sê vir jou iets wat Jesus gesê het. Jesus het gesê, dat julle sal tog nooit glo as julle nie wonders en tekens sien nie. So my kind, ek verstaan jou twyfel, ek verstaan jou ongeloof, want ek het net so in daardie twyfel en ongeloof beweeg. Dankie Sissel. En ek wil hê jy moet vanoggend verstaan, dat al is jou kind hoe oud, dan die ouder hier kom tannie se ou kind. Dit's kosbare kind, leraar van wonderwerke. Sy het eintlik nou hierdie hele week 'n wonderwerk beleef. So sy verstaan van wonderwerke. Ek het 'n besluit gemaak. Ek gaan Kobus en Ego verras met 'n wonderwerk. Ek gaan hulle krisis in die oë kyk. En ek gaan sê, Here, al wat dit kan regmaak is 'n wonderwerk. En dan gaan ek vir hulle sê, my kind, hierdie ding is 'n verskriklike ding. Hierdie krisis, hierdie siek, hierdie verkeerd. Want onthou, wonderwerke kom uit krisis uit. Wonderwerke kom uit tekort uit. Wonderwerke word 'n werklikheid as daar niks meer is nie. Niemand meer kan nie. Wanneer jy uitroep en sê, Here, help my. So wat roep jy? Ek het vir Kobus hier so gekyk, en die Here het vir my klaar iets gewys. En ek het gesê, Here, ek vertrou U vir 'n wonderwerk.
En as jy oulik wil wees, gaan skryf dit op 'n stukkie papier, laat as jou kind jou later nie glo nie, dan skryf jy datum. Ek bid laat my kind hierdie wonderwerk sal ervaar. Laat ek vir my kind kan sê, soos wat Josia gesê het, my God en Vader van Dawid. Kom ons bid saam. Here, dankie vir wonderwerke. Dankie vir u goddelike ingrype in elke hart en in elke lewe. Here, ons is krisis belaaide mense. Ons aanvaar so dikwels, maar net die pyn, die verlies as deel van die lewe. Maar vanoggend wil ons as 'n gemeente kom en ons wil sê, die onmoontlike is vir u moontlik. Here, dit wat ons dink, dit sal nooit gebeur nie, dit sal gebeur. Want u is ons God. En Here, as ons gemeente se jaartema uitsprydlote is, en ons sleutelteks is, Psalm 22, dat 'n nageslag sal die Here dien. Here, dan kom ek saam met Pleroma, saam met elke lidmaat van ons gemeente, en ons sê, Here, daar is 'n nageslag, opgewek sal word. Jong manne en vroue, seuns en dogters, ongeag hoe ons oor hulle dink of voel, wat soos 'n Josia hierdie gemeente vorentoe sal vat. Here, daarom wil ek bid dat die salwing en die inspirasie van die Heilige Gees weer op elke lidmaat sal neerdal. Hulle wat vanoggend hier is, hulle wat vanoggend by die vergadering mense gaan nomineer, en hulle wat nie hier is nie. Here, dat daar weer 'n nuwe vars oortuiging sal opspring, dat my God is die God van wonders. En Here, laat ons sal groei in die Gees, dat ons sterker en sterker sal word. Ek wil nie die kans laat verbygaan nie. As jy die Here in jou liggaam nodig het, as jy iewers in jou liggaam iets het wat nie reg is nie, Jesus se groot fokus op wonderwerke was genesing. Vir 'n rede. Want as jy gesond is, het jy geen verskoning om nie die Here te dien nie. As jy nou nog 'n pyn in jou voet het, soos wat ek nou hier met 'n pyn in my hak staan, en my pyn wil my heeltyd herinner, dan wil ek sê, Here, ek is so bly dat u kan plantar fasciitis regmaak. Miskien het jy iets anderster. Miskien is dit jou bloeddruk, of miskien is dit jou oog wat swak word. Wie sukkel met swakker word oë? So sulke mense, kan jy glo dat jy kan jou Bybel lees sonder of tot aan die einde van jou lewe? Glo God, glo God, glo God. Kom net daar waar jy sit. Wil jou die kans gee. Moenie dink God kan dit nie doen nie, hy kan. Hy het vir die pa gesê, jou seun sal lewe. En die pa het op die woord gereageer. Here, ek wil bid dat elkeen wat nou reageer op hierdie oomblik van genesing, en Here, dat wonders en tekens en kragtige dade sal plaasvind, dat genesing sal vloei. Here, laat elke liggaamsgedeelte van wie ook al sal herstel in Jesus se naam, en dat hulle gesond kan wees, dat ons gesond kan wees om u voluit te dien, en ek eer u daarvoor. Loof die Here. Wie's dankbaar dat ons laasweek gebid het oor geld? Wie het in hierdie week 'n geldwonderwerk beleef? Daar's sulke mense wat 'n geldwonderwerk beleef het. Halleluja. Kan jy dink dat die Here kan beter doen as dit?
Kan jy glo dat God kan beter doen as dit? Kyk, gesond is gesond, stem julle my saam. Maar ek wil vir julle sê, inflasie en hoër pryse en alles, maak dat jy altyd 'n bietjie meer geld nodig het. En ek weet God sal voorsien. Amen. Glo my dalk vir iemand langs jou. En dan sê jy vir hom, die Here gaan vir jou wonder doen. Die Here gaan vir jou